episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Gerard van Ryn. Goeiedag almal, dit is baie lekker om weer saam te gesels vandag. Vandag is dit ek en Jaco wat praat. Jaco, gaan met jou? Goed, dankie Gerry. Ja, dit gaan goed vanoggend. En daar by jou. Mooi. Ook goed. Ons gesels vandag en ons het weer 'n wat sê die vers episode. Nou in hierdie episode kyk ons na verse in die Bybel wat soms misbruik word en ons gaan grou bietjie dieper in die gedeelte en wat rondom die deel staan om te kyk, maar wat presies sê die vers vir ons, wat leer die Here ons hier? En Spreuke 29 vers 18 vandag, nou ek wil dit hom vir ons lees uit al 3 ons amptelike Afrikaanse vertalings. Die ou vertaling, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos, maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. En dan die nuwe vertaling, waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilderde volk, dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou. En dan die 2020 vertaling, waar daar geen profetiese visioen is nie, raak 'n volk bandeloos, maar wanneer hulle die wet nakom, is hulle gelukkig. So, julle kan hoor, dit gaan oor 'n openbaring, of soos dit hierso in die 2020 vertaling staan, ook baie letterlik uit die Hebreëus uit 'n profetiese visioen en die gevolge dan daarvan. So, ons gaan vandag eers bietjie gesels oor die konteks van Spreuke en dan bietjie wat sê die vers nie, hoe dit dikwels misbruik word, en dan die vraag antwoord, wat sê die vers dan wel? Nou, wanneer mens na die konteks van Spreuke kyk, is dit 'n baie interessante boek, want dis 'n boek vol wysheidsliteratuur waarin ons geleer word hoe die gelowige met wysheid kan lewe, met die doel dat ons kan groei van onvolwassenheid in die geloof na volwassenheid in die geloof. En dis dan interessant dat baie ouens wat iets oor Spreuke al geskryf het of na die indeling gekyk het, meeste van hulle volg hulle eie indeling van hoe dit ingedeel behoort te word. Met baie van die briewe van Paulus byvoorbeeld kan mens 'n baie duidelike struktuur sien, maar met Spreuke lyk dit asof jy 'n besluit moet neem op grond van wat jy sien. Een van die manne, Hals, het 'n interessante indeling waarin hy dan sê, maar Spreuke gaan oor God wat homself openbaar en ons wysheid leer. En dan sê hy Spreuke 25 tot 31 gaan spesifiek hoe die leiers moet optree. Dis baie interessant. En dan Spreuke 28 en 29 in daardie indeling wat gaan oor hoe belangrik God se openbaring vir ons is. Nou, mens kan baie indelings volg en ek dink die belangrike vir ons om nou te onthou is, Spreuke is in die Ou Testament. Dit sê maar iets oor die openbaring, ons gaan vorentoe daaroor gesels, maar dit is deur God vir ons gegee, sodat ons weet hoe om met ware wysheid te lewe. So Jaco, ek weet nie wat jy daar wil byvoeg nie. Ja, net vinnig oor die boek se breë konteks. Jy het 'n baie interessante punt daar voortgebring. Dis baie interessant dat Spreuke baie graag byval vind by mense. Dis asof mense baie graag Spreuke lees, want Spreuke gee vir ons baie goeie riglyne om te leef. Selfs die ongelowige wêreld is lief vir Spreuke, né? En ek sê dit sê nogal vir my ietsie van ons hart, né? En ek dink ons mis die boodskap van Spreuke as dit is wat dit is vir ons. Nie dat dit goed is om
riglyne vir die algemene lewe te kry nie, en daar is duidelik ook. Maar dis ons moralistiese hart wat graag baie van Spreuke hou, en ons sien Spreuke baie keer as 'n moralistiese boek, van reg en verkeerd, en wit en swart, en ja en nee. Maar dit is baie interessant, as Spreuke begin, dan hou dit in hierdie twee stemme in ons voor, daar reg in die begin van die boek. Maar die boek begin met die vrees van die Here, is die begin van wysheid. Nou, as ons hier van vrees van die Here praat, kan as mense dit ook moralisties interpreteer, maar hier gaan dit regtig respek vir God en openbaring van God, want ons gaan 'n bietjie oor die woord openbaring praat nou. Openbaring van God deur sy woord in Christus. En Christus is baie lewendig in Spreuke, want daar word die stem van die wyse vrou aan ons voorgehou, wat sy roep om haar te volg, haar wysheid te hoor, en haar wysheid is die vrees van die Here. En dan is daar ook hierdie ander bose stem wat die duiwel maar verteenwoordig, wat roep, die owerspelige vrou, wat jy roep in die duisternis in, né? En daar's 'n groot lyn van Spreuke wat ons baie diep in ag moet neem, is dat die vrou, hierdie stem wat roep na wysheid, is die stem van Christus, na God se geregtigheid en 'n lewe van gehoorsaamheid uit liefde. En dan net om verder te gaan is meer na waar ons nou is, en wat ek dink juis ook die misverstaan baie van hierdie vers lei is, hierdie spesifieke gedeelte waar ons is, gaan nogal oor leierskap, geregtigheid, dissipline en orde van die samelewing, né? Spreuke 29 vers 2 praat wanneer regverdig is, regeer is daar blydskap. Spreuke 29 vers 4 praat wanneer 'n regverdige koning bevestig die land. Spreuke 29 vers 12 slegte leiers maak ook slegte dienaars. So jy kan klaar hoor dat in hierdie hoofstuk, en jy het dit genoem, hoofstuk 28 tot 29, is daar iets baie spesifiek wat hier aangaan, en dit moet ons in ag neem as ons hierdie spesifieke vers nou kyk. Maar ek dink die groot klem wat ek sou wil plaas in die konteks is dat dit gaan nie hier oor 'n moralistiese lewe wat ons moet navolg. En nou die woord van wet kom ook hier voor, ons gaan 'n bietjie daarop praat, nee. So Openbaring en die wysheid, Christus is die wysheid, die vrees van die Here wat ons leer ken in Christus, die respek en aanbidding vir hom. Ja, en daaruit vloei baie van die wysheidspreuke van Spreuke. Ja, dit is belangrik wat jy nou genoem het, en dit van die wet ook. Maar wat beteken dit dan om die wet te onderhou? Want mens kan maklik, soos jy gesê het, jy kan Spreuke amper soos 'n houer vol lekkers maak, en elke dag trek jy vir jou 'n nuwe een uit, en dis nou wat jy moet doen. En die moralistiese benadering, ek gaan myself hierdeur red, waar teenoor in Christus die wonderlike wel, nou kan ek so lewe, nou kan ek die Here dien. So kom ons gesels dan bietjie oor wat sê die vers nie. Want kyk, die wysheid wat ons hier kry is tog so duidelik. As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. So as mense nie van God hoor nie, of as mense nie na God luister nie, want ek dink dit is een van die gevare vandag. Ons het God se openbaring, maar mense luister nie daarna nie. Dan is 'n volk bandeloos. En dan kyk ons maar net hoe dit in die wêreld vandag gaan. Dan besef ons wel, dit is so. Maar eers die vraag, wat sê hierdie vers nie vir ons nie? Wat moet ons nou nie hier wil inlees nie? Veral as mens nou die 2020 vertaling vat en lees van profetiese visioen, wat soos ek gesê het, 'n verregte vertaling ook is van die Hebreëus. Wat sal jy sê hierdie vers nie vir ons nie? Wat moet ons nou nie gaan doen as ons hierdie vers lees nie? Ja, ek meen, dit loop nou, ons het net vir mekaar gesê, dit loop saam wat sê die vers nie en ook die misbruik, maar kom ek sê eers ietsie wat sê die vers nie. Die vers sê nie dat mense suksesvol sal wees as hulle net 'n droom het nie, dat 'n besigheid 'n visie nodig het om te oorleef nie, dat 'n kerk 'n strategiese plan nodig het, en dis baie gewild vandag in jou kerkplanbeweging of in jou kerkgroeibeweging. Daar word kerke, baie modernistiese kerke, hou vreeslike vergaderings met groot PowerPoint slides en vreeslike strategiese planne, dat die kerk later soos 'n besigheid is, en dan word daar gesê, as jy nie so 'n plan het nie, dan, en daai plan is baie keer baie wyer as die eenvoud van die woordverkondiging, wat ons so duidelik in Handelinge sien.
Ja, Die ja. woord strategiese plan is nogal iets wat ek al baie hoor, selfs in ons eie kerkkringe. So dit sê nie dat 'n kerk hierdie vreeslike besigheidsstrategiese plan moet hê, anders sal hy nie suksesvol word nie. Die vers sê ook nie dat geluk kom uit persoonlike selfvervulling nie, né? Dat as jy nou hierdie gehoorsaamheid volg en dan sal jy baie gelukkig wees. Nou geluk is hier ook 'n woord wat ons moet verklaar en ons sal seker 'n bietjie later daarby uitkom. Dit sê ook nie dat mense gelukkig is want hulle vry is om te doen wat hulle wil nie. Inteendeel, die vers sê presies die teenoorgestelde. Wanneer mense die wil van God doen, wanneer mense doen wat hulle wil, is hulle eintlik bandeloos. Maar ware geluk, en as ons hierdie voor die woord geluk hier praat, en ek wil nie te veel nou sê nie, want ons gaan nog verder, dan leef ons onder God se guns. Maar hierdie guns sal ons verklaar. Kom nie uit vryheid van God se wet nie, dit kom uit gehoorsaamheid aan die wet. En weer hierdie woord gehoorsaamheid sal ons ook hier moet sê, want dit kan ook misbruik word. Ek het reeds al gepraat oor moralisme. Ons kan dit baie hard moralisties maak. Maar wat beteken gehoorsaamheid hier in hierdie vers, né? En wat beteken geluk in hierdie vers? Wat beteken die woord profetiese visioen wat in die 22 staan, of openbaring wat in die 53 staan? Dis belangrik om dit reg te verklaar. Maar dis net so inleidend wat die vers nie sê nie. Ek sou ook sê, net so vinnig, ek sou ook nie sê die woord openbaring hier verwys na 'n visioen, een of ander droom wat jy moet hê nie, of 'n visioen nie, waar mense so graag daarna gaan soek as hulle die vers lees. Ja, ek moet eers 'n droom ontvang en dan kan dinge eers gebeur. Deel van die wat sê die vers nie, en dis maar die misbruik en die verkeerde verstaan ook, is jy het nou verwys aan die laaste deel, wat beteken om regtig gelukkig te wees. Dat ons begin om te doen wat die Here sê met die doel om aardse geluk na te jag. Met ander woorde, ek moet nou net die Here se stappe volg, dan gaan ek ware geluk hier op aarde beleef. So as ek nou enigiets aanpak, dan maak ek maar net my lysie van die wet en sê wat ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen. En dan is daar ware voorspoed. En dit is baie hartseer as ons die lewe so gaan aanpak, want op die ou einde dan is ons besig om onsself te aanbid. Ons gebruik dit wat God vir 'n spesifieke doel gegee het om onsself te aanbid, om ons eie aardse geluk na te jag. So, dit is sommer so voorlopig oor wat sê die vers nie en die misbruik. Die luisteraars, julle sal hoor die hoofpunte vloei maar so in mekaar in vandag, want ek is oortuig daarvan as ons nou gaan praat oor wat sê die vers wel, dan gaan ons ook bietjie by antwoorde uitkom op die misbruik van vandag. So, Jaco, as ons dan nou hierdie vers lees, wat moet ons lees? Ja, ek wil nog so 'n bietjie oor die wanopvattings bysit, soos jy gesê het, as ons praat oor wat sê die vers, dan impliseer dit ook wat sê die vers nie, of wat is die wanopvattings. En ek het so 3 dinge in my voorbereiding gelys hoor. Mense wat graag na Saterdagoggende manneontbyte toe gaan, of vroue byeenkomste toe gaan, of besigheidspraatjies, Christelike besigheidsmannepraatjies toe, sal hierdie vers nogal baie kere hoor. Dis baie gewild en in sulke kontekste, en so een van die wanopvattings van die vers, dat dit baie gebruik word vir leierskap of motiveringspraatjies. En dan word daar gesê, as jy nie 'n visie vir jou lewe het nie, sal jy misluk, of 'n kerk of 'n besigheid moet 'n visie hê, anders gaan alles uitmekaar val. Daar word dus gesê, sonder 'n visie sal my mense vergaan. Maar hierdie woord visie, moet ons verstaan, beteken nie gewoonlik 'n persoonlike droom, 'n strategiese plan of organisasie se toekomsdoelwitte nie, né? En dit sal nie die teks bedoel nie. Die vers praat van menslike visie, of praat eerder van goddelike openbaring. Tweede misbruik wat ek ook dink hierby aansluit onder wat probeer die vers vir ons sê is, die woord openbaring word soms hier baie letterlik verstaan, in drome, visioene en profeseë, want dis in baie charismatiese kerke dan gewild, en ze sê maar, 'n mens moet 'n droom hê of 'n persoonlike openbaring hê om suksesvol te wees. Jou lewe, jou toekoms, jou besigheid of selfs die kerk se pad vorentoe. Mense sal vra, waar is jou profeet en jou apostel? Wat die nodige visioen of profetiese uitsprake vir die toekoms van hierdie kerk gee?
Mense praat graag van nuwe openbarings as hulle hierdie vers lees. En derde misbruik wat ek dink ook kom uit die tweede gedeelte van die vers, daai gedeelte wat sê, maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is. Hier word gehoorsaamheid baie keer gekoppel aan materiële voorspoed, 'n probleemvrye lewe. Daar word gesê dat as jy gehoorsaam is, sal jy altyd voorspoedig wees, jy sal geen probleme beleef nie, jy sal emosioneel altyd gelukkig wees, so goed soos versoekings en uitdagings en swaar kry en siekte. Dag by die naby jou kom nie armoede, swaar kry finansiëel. Nee, jy sal altyd net materieel geseën word. So dan word die vers ook in daai sin as 'n vorm van voorspoedsteologie gebruik. Maar dis nie wat hierdie vers vir ons probeer sê nie. So Gary, ek dink jy kan 'n bietjie verder aanlas oor wat sê die vers en dan sal ek ook iets bysit daarbey. Ja, graag. Ja, ek dink dit is vir ons verstaan van die vers regtig belangrik om na die woord openbaring, profetiese visioen of hoe ook al die vertaling het vertaal het te kyk. Want ons moet onthou wanneer in die openbaringsgeskiedenis Spreuke vir ons gegee is. En Spreuke staan in die Ou Testament. Spreuke is voordat die openbaring in die woord sy volheid bereik het en afgesluit is. So in daardie dae het die Here nog met die profete gepraat deur visioene. En dan kan ons dadelik aan Hebreërs 1 dink. In die ou tyd het God op baie maniere met sy mense gepraat, maar nou praat hy met ons deur sy seun. En as ons byvoorbeeld aan die einde van die boek Openbaring dink, van die ernstige waarskuwing, maar enige iemand wat nou iets hier wil byvoeg of wil wegvat, word ernstig gewaarsku. So, dit was in 'n tyd gewees wat die Here die openbaringe op daardie manier gebruik het. Ons glo dat die Here se openbaring afgesluit is nou. Met ander woorde, hy openbaar hom in sy woord. Natuurlik soos ons bely in die geskiedenis en in die bestuur van die wêreld, ook in die Nederlands geloofsbelydenis bly, maar vir ons om van openbaring te praat, of vir ons om te sê, die Here het vir my gesê, want dit sluit my by aan, is om te sê, wel hier in die Bybel kry ek die volgende antwoorde. En dit gaan dan dadelik 'n streep trek deur baie mense se idee van, ek het nou 'n droom gehad, ek het hierdie visioen gehad, ek moet nou hierdie of daardie gaan doen, en dan gaan ek voorspoedig wees. Ja, jy het reg gesê, mens moet verlossingshistories na die teks kyk, maar kom ons praat net eers oor beginsel. Openbaring wys na God se openbaring. Dis is geestesopenbaring wie God is. Ek dink dit is wat in die groot konteks van Spreuke staan, want die hele idee van Spreuke is die vrees van die Here. En hy sê daar wysheid, is ware wysheid is vrees van die Here. So ons as sondaar mense in ons gevalle toestand het geen vrees vir God nie. Dit maak Openbaring Romeine 3 baie duidelik in ons. Dit sê duidelik daar is geen vrees vir God in ons siel sonder hierdie Godsopenbaring nie. So ware vrees van die Here, ware kennis van die Here begin deur openbaring van die Heilige Gees, Godsopenbaring. Godsopenbaring, wie is God? In sy heiligheid, in sy karakter en in sy wese, die drie-enige God. Ja, enige mens in sy verlossing het hierdie openbaring nodig, hierdie wederbaring nodig. Nou in die konteks van die Ou Testament waar God se verheilsgeskiedenis nog deur profete gewerk het en soos wat Hebreërs 1 vir ons sê, in die ou tyd het God nog deur profete gepraat, maar in hierdie laaste tyd deur sy seun, was daar duidelike skeidslyn van hoe hierdie Godsopenbaring gekom het. Dit het deur die woord van God altyd gekom. Die woord van God is bedien deur profete in die Ou Testament. In die Nuwe Testament word die woord van God bedien deur sy woord, deur predikers. Maar dit agter al twee sit Godsopenbaring, Geesopenbaring. En dit is waar dit hieroor gaan, is wie is God? Die vrees van die Here is die begin van wysheid, om 'n diepe insig, geestelike insig van God te kry, die redding van wederbaring van jou eie hart, sal ek amper ook sê, sit agter hierdie openbaring. En daarbinne, dit ontvang ons wie God werklik is, en dit lei na gehoorsaamheid, die tweede deel van die vers. Hierdie gehoorsaamheid waarvan ons hier praat, staan nie los van die Godsopenbaring van die eerste vers nie.
Godsopenbaring bring. In ons katekismes leer dit ook so pragtig, in die 3 opdeling van ons katekismes, is dit die skuld en die verdorwenheid van die eerste gedeelte, en dan die genade, en dan die dankbaarheidswerke, die gehoorsaamheid. Wat so duidelik uitkom, so, jy kan nie hierdie gehoorsaamheid losmaak, asof dit 2 entiteite is, wat jy opgryp, en ek nou 'n droom gaan soek aan die een kant nie, en aan die ander kant wil ek die moralistiese gehoorsaamheid volg, en altyd bepaal, dit sal goed gaan met my. Nee, Godsopenbaring lei tot gehoorsaamheid uit dankbaarheid uit, en ook die geluk wat hiervan gepraat word. Ek dink jy het vroeër verwys aan haar. Ek bedoel, God se seën, maar wat se seën? God se guns, wat se guns? Gelukkig, sê die psalmdigter, gelukkig en salig is hy wie van sy sonde vergewe is. Daar's nie 'n groter geluk in hierdie wêreld. Ja. Dis waar die katekismes begin. Ons enigste troos in lewe en sterwe is dat ons aan ons verlosser, ons getroue verlosser, wat sy lewe vir ons gegee het, behoort. So, watter 'n groot saligheid is daar? Ek kan onder 'n brug slaap, maar my siel kan in vrede gaan rus, né? As ek bered is, ek behoort aan God, ek het 'n Godsopenbaring, en ek kan hom onder daai brug gehoorsaam uit dankbaarheid. Dit nie om nou te sê, maar ek moet nou 'n huis kry in Seepunt nie, en ek moet 'n Ferrari ry nie, en dit is dit wat hierdie gehoorsaamheid beteken nie. Glad nie. Dit is ook tog so, kom ons bring die hele prentjie bymekaar. Jesus het ons geleer. Kyk na die voëls van die hemel en kyk na die plante. Ek sorg vir hulle. So jy kan jou Vader se versorging vertrou, en hy sal dit doen. Maar dit is nie waaroor dit hier gaan om te gehoorsaam. Het gaan oor liefde vir God. Wanneer jy God lief hê met jou hele hart, jou kragte en al jou siel en jou verstand en alles jou wil, en jou naaste soos jouself, en dit vloei uit 'n nuwe wederbaarde hart. Ek dink ons vergeet partykeer, ek praat baie, maar ek gaan gou hierdie byvoeg. Ons vergeet partykeer dat die wedergeboorte ook in die Ou Testament was. Ons dink wedergeboorte is 'n nuwe konsep, nie in die Nuwe Testament. Daar is 'n verskil dat ons trinkels van die Holy Spirit, Heilige Gees gehad het, in die Ou Testament, en dat die volheid gekom het met die Nuwe Testament, maar die opdrag was baie duidelik, laat julle harte besny. Niemand in die Ou Testament sal die hemel ingegaan het sonder wedergeboorte nie, sonder die Gees, né? So die verlossing was dieselfde, die orde was anders, in die sin van die werk van die Gees, die volheid van die Gees. So, as ons dit in ag neem met die vers, dan sit ons maar baie op dieselfde kennis wat ons nou sit, en ons sê vir mekaar dat dit is wanneer die Gees in jou hart bly, Godsopenbaring, en jy gehoorsaam uit dankbaarheid. Ja, dis aangrypend om onsself te herinner, die ware gelowiges in die Ou Testament is ook deur Christus alleen gered. Ja. Hulle het vooruit gesien en verlang na die Messias, terwyl ons kan terugkyk. Ek dink nogal, wat ons help met die verstaan van hierdie vers is, as ons onsself net herinner, met watter doel het God die wet gegee? As ons nou oor gehoorsaam praat, ons praat maar gewoonlik uit om met 'n drievoudige doel gegee. Die eerste een is om die sonde en die bandeloosheid of die misdaad, die slegheid kan men sê van die mens terug te hou. En dis wat ons in hierdie vers sal sien, daar waar daar nie na die Here se wil gevra word nie, daar waar dit nie gehoor word nie, is mense bandeloos. Ja. Vas aan niks nie, doen net wat hulle wil. So dis die eerste doel van die wet, is daardie, maar dit hou die mense boosheid terug. En die tweede doel van die wet is, wel, dit is vir ons 'n tugmeester na Christus toe. Dit lei ons om te besef, maar daar's nie 'n manier dat ek self hierdie wet kan gehoorsaam nie. Ek het 'n redding nodig. Ek kan nie aan God se standaard voldoen nie. En dan wanneer die Gees jou na Christus toe gebring het en jy kom tot geloof, dan is die wet nou vir jou hierdie spieël wat jy het om jou dankbaarheid mee te meet. So die wet is nie onbelangrik vir die gelowige nie, maar dis nie vir ons 'n manier om onsself te red nie. En dan lê daar ware seën daarin. As ek aan Christus vashou, God dien soos hy sê, terwyl ek die ware seën ervaar, ek behoort aan hom. Dis interessant dat in hierdie vers geseënd wees teenoor bandeloosheid staan. Sonder die openbaring is daar net bandeloosheid,
met die openbaring is daar ware seën. En dit is die seën wat ons beleef wanneer ons vrygemaak, verlos is in Christus. En daar is 'n verskil tussen vryheid in Christus en bandeloosheid. Ons kan nie nou sê, wel, ek is nou gered, so nou lewe ek soos ek wil nie. Vryheid in Christus is juis, ek het nou die vryheid om God te dien, soos hy sê. En dan is hierdie vir ons 'n besondere vers, soos al die verse in die Bybel, om te weet, maar wanneer ek die wet onderhou, met ander woorde, wanneer ek sien die wet leer vir my iets van God se heiligheid en dring my na Christus toe, en ek gebruik dit nou om my diens, my dankbaarheid aan God te meet, dan ervaar ek ware seën. Nie omdat ek iets doen nie, maar omdat God my in 'n verhouding met hom gestel het. So, dit is die troos in hierdie vers. Dit is God wat ons kom red. Dit is God wat ons 'n verhouding met hom gee, sodat ons volgens sy wet in daardie verhouding kan lewe. Ja, soos jy gepraat het, dink ek ook, Gerry, baie bietjie toepassing aan ons tyd. Ons weet hoe gaan dit in Suid-Afrika. Ons sien die bandeloosheid en die wetteloosheid in Suid-Afrika. En ek dink aan Calvin se instituties. Ek het gelees in sy instituties hoe hy sê dat 'n regering, politieke leiers, moet volgens die wet van God lei en regeer, al is hy ongelowig. Nou, ek dink nou terug bietjie oor die geskiedenis van ons eie land se traject. Die woord word uit die universiteit uitgehaal, die woord word uit die skole uitgehaal, die woord word in die algemene publieke domein verwyder grootendeels. En reg teenoor dit kan ons sien hoe neem die bandeloosheid en die wetteloosheid toe. Ja. Daar is ek glo vas daar is 'n terugdruk, ons noem dit 'n terugdrukwerk vanaf woordverkondiging in die publieke domein. Teenoor, en jy het dit in die eerste gebruik van die wet gegee. So, die verkondiging van die woord van God buitekant die kerk, en veral wat God in sy wet vir ons leer, is nie net ten doel, ons kyk altyd baie verlossing daarna, en dit is belangrik, dit is nie dat die waar is nie, maar daar is 'n suiweringswerk, die kerk is die sout van die aarde, né? Daar's 'n suiwer ontsmettingswerk, kom ons noem dit 'n geestelike ontsmetting, wat plaasvind, né? Detel, né? So detel of ontsmet. Is die woord van dis 'n belangrike punt, want ons kan maklik lees sout van die aarde, so ons moet die lewe net smaak gee. Ja. Maar sout het ten doel om goed wat ontsmet, vrot te keer om te vrot, om te ontsmet. So daar waar die woord van God klink in die samelewing, het dit op, want die wet is in elke ongelowige se geskryf, sê die Here. So dit weer klank effek. Ongelowiges hoor die woord en hulle word nie noodwendig gered nie, want as hulle noodwendig nie uitverkore is nie, maar dit bring ook die algemene vlak van 'n samelewing op. En dit moet ons as kerk ook onthou, en ek dink dit speel ook hier in 'n land waar God se woord totaal stil raak, sal die bandeloosheid en die wetteloosheid toeneem. Abortus sal toeneem. Want skielik wie sê wat is in die Paulus skryf in Romeine 1 tot 1 en 2, die mens weet wat sonde is, en hy weet dood is verkeerd. So as die woord stil raak, dan spreek ons nie daai gewete aan wat sê abortus is moord nie. Dan spreek ons nie daai gewete aan wat sê om 'n ander man se vrou te vat is sonde nie. Dan spreek ons nie daai ding aan wat sê om nie te trou nie is oorspel. Al daai goed speel selfs in die ongelowiges se gewete in, en dit bring 'n sout effek op samelewing. En ek dink dit sit ook agter die vers op 'n groter konteks in terme van bandeloosheid. Waar waar God se woord stil raak in ons publieke domein, op die markplein, daar raak 'n gemeenskap bandeloos, wetteloos, immoreel. Ja. Dit is 'n so belangrike punt om almal aan te herinner dat ons nie te midde van al die hartseer en wetteloosheid in die land en in die wêreld net besluit wel, nou onttrek ons uit die wêreld uit en ons wag vir die wederkoms nie. Ons het 'n roeping in hierdie wêreld.
So baie dankie vir almal wat saam geluister het en gekyk het. As julle dit dalk op YouTube sou volg, mag julle elkeen die troos ook besef van hierdie vers, dat hy wat die wet onderhou is waarlik geseënd. Mag die Here se wet jou altyd na Christus toe lei en mag jy in sy arms vind hy's 'n goeie en 'n genadige verlosser en mag sy liefde vir jou ook dan aanspoor om vir hom te wys dat jy hom liefhet deur tot sy eer te lewe. Dankie vir die gesprek, Jaco, en dan gesels ons 'n volgende keer weer saam.